Die STEM-benadering verwys na 'n geïntegreerde onderwysmodel wat 5 hoofdissiplines integreer. Nudea en Meyer beklemtoon dat terwyl elkeen van die STEM-dissiplines duidelik verskil van die ander, word hulle, wanneer dit geïntegreer is, 'n samehangende eenheid wat die interdissiplinêre aard van die wêreld waarin ons leef en werk verteenwoordig. Hierdie benadering onderskei van die tradisionele STEM-benadering en plaas klem op kreatiwiteit, innovasie en probleemoplossing. Nudea en Meyer verduidelik die STEM-benadering as 'n geïntegreerde kurrikulumbenadering tot die onderrig van 2 of meer STEM-dissiplines of waar hulle al 4 natuurlik voorkom. Die interdissiplinêre aard van die STEM-benadering beteken dat vakke nie in isolasie aangebied word nie, maar eerder geïntegreer word met projekte en leeraktiwiteite. STEM leer leerders om probleme op 'n holistiese wyse aan te spreek en kombineer analitiese en kreatiewe denke. Dit stel leerders in staat om hulle kennis op 'n praktiese en betekenisvolle manier te gebruik, deur werklike wêreldprobleme op te los. Die onderwerp plante en sade skakel aan by die STEM-benadering deur duidelike skakels tussen elke komponent. In wetenskap ondersoek die leerders die lewensiklus van 'n plant. Tegnologie word gebruik om 'n digitale groeijoernaal saam te stel. Daar word elke dag 'n foto geneem van hoe die saadjie groei. Ingenieurswese word ingespan om 'n mini-kweekhuis van herwinbare materiaal te bou. In kuns verf leerders 'n plant. Elke deel van die plant word uitgebeeld, byvoorbeeld die blom, die blare, die stingel en die wortels. Wiskunde word gebruik wanneer leerders 'n plant meet met Unifix blokkies. Verskeie onderrigstrategieë kan gebruik word by die STEM-benadering, veral in die grondslagfase. STEM-ervarings vir die grondslagfase behels die verkenning van autentieke uitdagings of probleme wat in leerders se werklike kontekste ingebed is. Volgens Bosman, soos aangehaal in Nudea en Meyer, word ondersoekgebaseerde en ontdekkingsgebaseerde benaderings erken as die beste praktyk vir STEM-onderwys. Projek- en probleemgebaseerde benaderings is beide 'n effektiewe onderrigstrategie vir 'n onderwerp soos plante en sade. Leerders is aktief betrokke by leer deur die ondersoek van werklike uitdagings en probleme. Institutional Education beskryf projekgebaseerde leer as 'n onderrigstrategie waarin leerders kennis en vaardighede opdoen deur vir 'n tydperk te werk om 'n autentieke, innemende en komplekse vraag, probleem of uitdaging te ondersoek en daarop te reageer. Center for Teaching Innovation beskryf probleemgebaseerde leer as 'n leerder-gesentreerde benadering waarin leerders oor 'n vak leer deur in groepe te werk om 'n oop-einde probleem op te los. 'n ander effektiewe benadering is konstruktivisme. Hierdie benadering is 'n onderrigfilosofie wat daarop dui dat leerders nie passiewe ontvangers van kennis is nie, maar aktiewe deelnemers wat hulle kennis bou deur ervaringsinteraksie en refleksie. Deur die STEM-benadering leer leerders deur projekgebaseerde aktiwiteite, probleemoplossing en die ontwerp van hierdie oplossings. Dus sluit die konstruktivistiese benadering goed aan as alternatiewe benadering. 'n voorbeeld hiervan is wanneer leerders 'n mini-kweekhuis ontwerp vir plante om te groei. Leerders eksperimenteer met verskillende herwinbare materiaal en leer deur ervaring watter herwinbare materiaal gaan die beste werk. 'n STEM-les gebaseer op plante en sade as tema kan soos volg konkreet aangebied word. Maandag word wetenskap aangebied. Leerders ondersoek die lewensiklus van 'n saadjie wat groei. Elke leerder plant 'n boontjie in 'n herwinbare plastiek bakkie tussen watte. Daaglikse waarnemings word gemaak en ondersoek word ingestel om te besluit watter omstandighede nodig is vir die groei van die boontjie. Hierdie daaglikse waarnemings vorm deel van tegnologie. 'n Digitale groeijoernaal word saamgestel om die boontjie se groeiveranderinge vas te lê. Leerders neem elke dag 'n foto van die boontjie en hoe hy groei. Dinsdag word ingenieurswese aangebied. Leerders ontwerp en bou hulle eie mini-kweekhuise met herwinbare materiaal. Leerders ondersoek watter materiaal die beste gaan werk om sonlig en vog binne te hou, sodat die plantjie binne-in hulle kweekhuis kan groei. Woensdag word kuns aangebied. Leerders skep 'n kunststuk van die dele van 'n plant. Hulle verf 'n blom, blare, stingel en wortels. Donderdag word wiskunde aangebied wanneer leerders die lengte van 'n plant meet. Leerders gebruik Unifix blokkies. Die Unifix blokkies word langs die plant gesit en bo op mekaar gepak, totdat dit dieselfde lengte is as die plant en dan tel die leerders hoeveel Unifix blokkies daar. Vrydag word die digitale joernaal van elke leerder hersien.
Leerders gaan deur die foto's wat hulle deur die loop van die week geneem het, om te sien hoe hulle boontjie gegroei het. Daarna maak hulle die gevolgtrekking van watter omstandighede hulle dink die beste is vir die groei van die boontjie.